Wanneer laas het ek vir julle gesê, ek is lief vir julle? Lang terug. Ek is verskriklik lief vir hierdie gemeente. Ek waardeer julle so. Ek sê vanoggend vir iemand, my maat altyd gesê, jy weet, oor kerkbywoning en jy weet, byeenkomste bywoon. Jy weet, baie mense, jy weet, ons gewoontes van ons lewe is Sondag kom ons byeenkomste toe. En jy weet, baie mense voel skuldig, ek voel net homesick. As ek nie is nie. Ek het laas ek my naweek gehad, het ek afgehaald het, ek is so lief vir hierdie gemeente. En ek is so dankbaar vir julle. Wie het Shawshank Redemption gekyk? Enig iemand Shawshank Redemption? My favorite. Nee, is op 'n stadium sit die twee in die tronk. Dit speel af in die tronk, die een ontsnap later aan, en dan sit die twee, en die een ou sê vir die ander ou, hy sê vir Red, wat sy naam? Ek het nou sy naam nie neergeskryf, en nou vergeet ek wat die ander karakter se naam. In elk geval, hulle sit so in die tronk en in die mure, en die een ou draai na die ander ou, en hy vertel hom hoe hy droom van die plek in Mexico, waar hy 'n boot gaan eendag maak, en die strande is wit, soos spierwit, en die water is helder blou, en hy kan nie wag om daai plek te sien nie, maar hy het lewenslang tronkstraf. En toe draai hierdie Red karakter na Morgan Freeman na hom toe, en hy sê, it's a very dangerous thing in this place to have hope like that. En toe sê hierdie volgende, die karakter wat lewenslang daar sit, hy sê die volgende, hy sê vir hom, you can either get busy living, or you can get busy dying. You can either get busy living, or you can get busy dying. En ek dink baie mense in 'n groot mate is getting busy dying instead of getting busy living. En ek het vir julle nuus vanoggend. Dis baie slegte nuus. Ek gaan hierdie preek begin so met baie slegte nuus. Jy weet mos as die dokter jou bel en hy sê hy het baie slegte nuus vir jou, dan is dit nie. Meeste mense vermy die dokter. Want jy is so bang. Al die toetse, verstaan jy, en die dokter bel jou en hy sê, jy moet my dadelik kom sien asseblief. En ek het vanoggend vir julle slegte nuus, as jy dit nog nie geweet nie, jy is besig om dood te gaan. Ek luister hierdie week, senator in Amerika, sy naam is Ben Sass, julle kan 'n bietjie gaan luister na sy getuienis. Hy is Desember gediagnoseer met pankreaskanker. En hy is letterlik besig om dood te gaan, hy sê maar nog 1 of 2 maande oor, sê die dokters, en hy sê op 'n stadium die volgende, hy sê, eintlik is dit ons almal, nee, ons almal, ek weet wanneer ek min of meer gaan doodgaan, maar ons weet, ons is besig om dood te gaan, welcome to the club, 100% van julle wat hier sit, gaan dit nie uitmaak lewend nie, nou nie uit die diens uit nie, hopelik, nie verstaan jy, ek meen, dit klink vir my soos hy seentjie wat gesê, sorry, ek gaan nou my afdwaal, maar Pierre, onthou julle het altyd die plakate, mense wat gesterf het in die diens, beteken in militair, die ou kerk het ons altyd hierdie, en die oukie kyk so, hy sê vir die dominee, is dit almal wat in die diens gesterf het, verstaan jy, so dis nie dit nie, verstaan jy, maar julle, min of meer 100%, die statistiek sê 100% van julle gaan nie lewend dit uitmaak nie. En so die probleem vanoggend is, in 'n sekere sin, as ons dink aan ons lewens, dis die vloek waarin ons sit in die vloek, Adam en Eva, onthou julle daai storie in Genesis 1, ons sit in die vloek, daar's 'n vloek oor ons, en die vloek is dood, ons gaan doodgaan, en die interessante ding van, baie keer oor Christendom is, dat mense dink, ons het 'n morele probleem, meeste mense in hierdie aarde dink hulle het 'n morele probleem. Dit wil sê, ek doen 'n paar goeie goeders, maar ek doen 'n paar slegte goeders, en as ek net meer goeie goeders kon doen as slegte goeders, dan was ek fine. En dan dink hulle, dis 'n morele probleem. Verstaan, al wat ek moet doen is, ek moet net beter word, en as ek beter word, dis hoekom baie mense, jy weet, hulle het interessante uitsprake ook in die kerk van die Here Jesus, dan sal hulle sê, die Here maak my 'n beter mens. Dan dink ek, nee, dis nie regtig waar nie, jy word nie 'n beter mens nie. As jy hier sit, omdat jy dink jy wil 'n beter mens word, baie mense het ons 'n voorneme, aan die begin van die jaar, onthou julle julle voornemens wat julle nog gemaak het, ek weet, is my maand,
Verstaan jy, onthou julle toe julle in die begin van die jaar wat se voorneme jy gehad het, en jy gedink by jouself, okay, hierdie keer gaan ek 'n bietjie meer kerk bywoon, stel, verstaan jy, ek sê jy, my pa sê hy praat altyd met die onskuldiges, verstaan jy, maar jy gaan 'n bietjie meer kerk bywoon, want as jy kerk bywoon Andries, dan gaan ek 'n beter mens word. My vrou het gesê ek moet 'n beter mens word, so ek moet seker kerk toe gaan en dan kan ek 'n beter mens word. Dit is nie jou probleem nie. Jou probleem is nie dat jy 'n beter mens word nie. In feite, jou probleem is glad nie moreel nie. Die probleem is wat Adam en Eva gehad het in die tuin. Die probleem is dat, onthou julle Adam en Eva, wat was hulle probleem? Daar's 'n boom in die middel van die tuin, genaamd die boom van kennis van goed en kwaad. En daar is God wat in 'n verhouding met hulle tree, en hulle het 'n absolute verhouding met hierdie God van lewe. En hulle leef in die volmaaktheid. Kan jy dink jy leef in volmaaktheid? Wie sou terug wil gaan Eden toe? Enigiemand hierso? Jy weet, kom ons los hierdie lewe, ons gaan Eden toe. Ons gaan paradys toe. Jy's in 'n ultimate verhouding met die Here, en tog in 'n ultimate verhouding sê die Here vir hulle een ding: moet net nie die boom van kennis van goed en kwaad eet nie. Moet net nie dit doen nie. Dan sal jy julle lewe verloor. Die oomblik as jy daarvan eet, dan verloor jy jou lewe. Wat doen Adam en Eva? Dis soos 'n kind wat jy sê, moenie aan daai ding vat nie. Ons is nou nog, jy weet, dit is eintlik amazing, verstaan jy, moet nooit vir kinders sê, hulle mag nie iets doen nie, want dan gaan hulle dit doen, verstaan jy, want as ons menslik, Anien onthou ek, ons het altyd van gesê, moenie die computer vat nie, en sy is 2 jaar oud, en dan, wat doen sy dan, sy sit sy, dan sê ek, moenie, en dan bestaan, ek sê, ook hier student, verstaan jy, en dis wat ons leef, ons het nie 'n morele probleem, die probleem met Adam en Eva is dat hulle wegbeweeg het van die bron van lewe, hulle het nie die lewe gekies nie, maar hulle het gekies om te sê, ek wil soos God wees, onderskei tussen wat goed en sleg is, ek wil bepaal vir my lewe wat lewe is. Ek wil bepaal wat 'n goeie lewe is, so ek gaan maak wat ek wil, want dan kan ek weet wat is goed en wat is sleg, en ek kan dit bepaal, en dit is soos rigters wat sê, almal het gedoen wat reg is in hulle eie oë. Dit is die oorsprong van Adam en Eva, almal wil doen wat reg is in hulle eie oë, en hulle stap weg van die bron van lewe, God self, die logos in die begin, wat sê, daar sal lewe wees, en daar was lewe, en hulle sê, dis nie genoeg vir my nie, ek wil bepaal wat lewe is, en ek wil bepaal wat reg en verkeerd is. Dit is interessant, as ons kyk na Romeine 1, vers 22, dan sê Paulus, dit is presies wat gebeur het. Hy sê, hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. In die plek van die heerlikheid van die onverganklike God, stel hulle beelde wat lyk soos 'n verganklike mens, soos voëls of diere of slange. Daarom gee God hulle aan die drange van hulle hart oor, en aan sedelike onreinheid, sodat hulle liggame onder mekaar oneer. Wat sê Paulus hier? Hulle het God vervang met iets anderste, en daarom is daar 'n sondeprobleem. Die probleem is nie dat jy goeie goeders doen en dan slegte goeders doen nie. Die probleem met die mens vandag is dat hy die bron van lewe, God self, wat lewe geskep het in die begin weggedraai het en sy eie opinie gevolg het en besluit het, ek sal bepaal wat lewe is. Wat ons baie keer mislees, ek kom nou by Johannes, ons doen eintlik Johannes, dit is 'n bietjie van 'n lang inleiding om by Johannes uit te kom, maar hou by my, alright, want ek weet, baie van julle dwaal nou al af, maar hoor hierso. Interessant genoeg, in die tuin van Eden was daar nog 'n boom. Julle het al raak gelees. Nog 'n boom, Tannie Irina. Wat was die ander boom? Okay, julle moet, dit is Sondagskool 101 hier. Daar was 'n boom van goed en kwaad, maar daar was nog 'n boom. Wat is die boom? Die boom van lewe. Dis die amazing ding. Daar's 2 bome. Hulle mag net nie eet van die een boom nie. Die boom van kennis van goed en kwaad nie. Maar ons vergeet dat daar 'n ander boom was in die boom, as die boom van goed en kwaad. Wat die boom was dit? Die boom van die lewe. En as hulle dan sonde doen, hulle word uit die tuin uitgegooi, dan sit God 'n engel by die ingang van Eden, sodat hulle nie teruggaan in die boom van lewe eet nie, en dan vir altyd lewe met die kwaad saam nie. En daai boom kom natuurlik voor weer op 'n ander plek. In Openbaring. Toe het die Here God gesê, Openbaring 3 vers 22 tot 24, toe het die Here gesê, die mens het nou soos een van ons geword, deurdat hy alles kan ken, as hy nou maar net
sy hand uitsteek en die vrug van die boom van lewe vat en daarvan eet en altyd bly lewe. Sorry, dis Genesis 3 vers 22. Dis die ene. Daarom het die Here die God die mens weggestuur uit die tuin van Eden uit om die aarde te gaan bewerk, die aarde waaruit hy gemaak is. Die Here God het die mens uitgedryf en om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak, het hy oos van die tuin van Eden gerubs gesit en ook 'n vlammende swaard wat heen en weer beweeg, sodat hulle nie terug kan kom na die boom nie. Nou hoor in Openbaring 22 vers 2, die volgende woorde, tussen die hoofstraat van die stad, hy praat oor die nuwe Jerusalem hierso, tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant, staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte. Elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. En dan Openbaring 22 vers 14. Geseënd is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en die poorte in die stad te kan ingaan. Wie is die boom van die lewe? Jesus. Hy was van die begin af daar. Hy was die Logos, maar hy was ook die boom van die lewe. En hierdie Adam en Eva kies die lewe wat hulle self probeer ontdek, kies hulle en hulle besluit by hulle self, ek gaan die boom kies van kennis van goed en kwaad, want ek dink is 'n morele kwessie, en ek kan dink dat as ek uitfigure wat die regte ding is om te doen, jy hoor met baie keer mense, ag, dit voel net reg vir my. Jy al dit gehoor, dis ons moderne manier. Jy weet, dit voel net reg, Fred. Jy weet, hoe kan so iets wat so goed voel, so sleg wees vir my? Jy laai nou hoor, dis 'n scary ene. Verstaan jy, wat is dit? Dis die boom van goed en kwaad. Verstaan jy, ek onderskei en ek beweeg weg van die lewe, want ek wil nie in 'n verhouding met die God staan, wat lewe in my geskryf het nie. Wat vir my die lewe gegee het en die outeur van lewe is die, ek sal liewerste namaaksel volg, my eie namaaksel, en ek sal besluit wat reg en verkeerd is vir my. Dis my waarheid. My broer, my sussie, jy het nie 'n waarheid nie. Ja, die oomblik as iemand sê dis sy waarheid, dan weet jy hy lieg. Alright, hoe weet jy iemand lieg? As hy sy waarheid ontdek het. Want daar's een waarheid, en Jesus sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Nou kom ons begin by Johannes. Sorry, dit is 'n lang inleiding, om te kom by die punt waar jy verstaan, dat die boom van die lewe nie 'n boom is nie, maar iemand is. En dis Christus. En nou hoor wat sê hy, ons het laasweek gehoor van die man wat verlam was, en dan kry Jesus hierdie geweldige oproer met die fariseërs. En dan staan daar die volgende vers 18. En ons gaan hierdie gedeelte lekker rustig deurlees, sodat julle dit kan verstaan, en dan gaan ek so 'n paar opmerkings maak. Hierdie gedeelte is eintlik so lank, jy kan letterlik die hele jaar preek net oor hierdie gedeelte. So sorry, ek gaan 'n sekere gedeelte van hierdie gedeelte kies. Maar hoor wat staan daar, hiervoor het die Jode nog des te meer probeer om Jesus dood te maak. Hy het nie net die Sabbatdag onheilig nie, maar God ook sy eie Vader genoem en hom so met God gelyk gestel. Toe het hy hom verweer en vir hulle gesê, dit verseker ek julle, die seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, doen die seun ook net so. Die Vader het die seun lief en wys hom alles wat hy doen, en hy sal hom nog groter dade as hierdie wys, sodat julle verbaas sal staan. Soos die Vader die dooies opwek en lewend maak, so maak die seun ook lewend wie hy wil. Dit is nogal 'n interessante gedeelte. Die Vader maak lewend, die seun maak lewend wie hy wil. Self veroordeel die Vader niemand nie, maar die oordeel het hy geheel en al aan die seun oorgelaat. Daarom moet almal die seun eer, net soos hulle die Vader eer. Wie nie die seun eer nie, eer ook nie die Vader wat hom gestuur het nie. Dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar hy het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Wanneer gaan jy van dood na lewe? As jy Jesus aanvaar, as die lewe. Ek verseker julle, daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat daaraan gehoor gee, sal lewe. Wie is die dooies? Van wie praat hy? Van mense in die grafte.
Van wie praat hy? Hy praat met die Fariseërs. Hy sê, julle is dood. Soos die Vader die lewe in homself het hy die lewe ook aan die Seun gegee, om dit in homself te hê. Hy het hom ook volmag gegee, om te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. Moenie hieroor verbaas wees, daar kom 'n tyd wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Die wat goed gedoen het, sal opstaan en lewe, en die wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word. Ons gaan nou kyk na daai teksvers, ek weet wat julle dink toe ek dit lees. Vers 30, uit my eie kan ek niks doen nie, ek oordeel soos ek dit van die Vader hoor, en my oordeel is regverdig, omdat dit nie my wil is, wat ek nastreef nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. As net ek oor myself getuig, is my getuienis nie geldig nie, daar is ook iemand anders wat oor my getuig, en ek weet dat die getuienis wat hy oor my aflê waar is. Julle het 'n afvaardiging na Johannes toe gestuur, en wat hy getuig het is die waarheid. Nie dat ek op die getuienis van 'n mens steun nie, maar ek noem dit sodat julle gered kan word. Hy was die lamp wat gebrand en geskyn het, en julle was gewillig om julle 'n rukkie in sy lig te verheug. Maar ek het getuienis wat nog gewigtiger is as die van Johannes. Die werk wat die Vader my gegee het om te voltooi, en waarmee ek nou juist besig is, lê oor die getuienis af en bevestig dat die Vader my gestuur het. En die Vader wat my gestuur het, het ook oor my getuienis afgelê. Sy stem het julle nog nooit gehoor nie, en sy gestalte ook nie gesien nie, en sy woord lewe nie werklik in julle nie, omdat julle nie in die een glo wat hy gestuur het nie. Julle ondersoek die skrif, hierdie is 'n belangrike gedeelte. Julle ondersoek die skrif, omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin kry, en dit is juist die skrif wat oor my getuig. Tog wil julle nie na my toe kom, sodat julle die lewe kan kry nie. Ek is nie gesteld op eer van mense, wat mense bewys nie. Maar ek ken julle en ek weet dat julle die nie liefde vir God in julle het nie. Dis 'n verskriklike ding om te sê vir Fariseërs, wat hulle hele lewe God soek. Sê Jesus vir hierdie manne wat voor hom sit of staan, maar ek ken julle en ek weet dat julle nie liefde vir God in julle het nie. Ek het in die naam van my Vader gekom, en tog aanvaar julle my nie. As iemand anders in sy eie naam kom, sal julle hom aanvaar. Hoe kan julle ook in my glo, terwyl julle gesteld is op eer wat julle van mekaar ontvang, en nie die eer soek wat van die enigste God afkom nie? Moenie dink dat ek julle by die Vader sal aankla nie. Dit is Moses, op wie julle hoop gevestig het, wat vir julle aankla. As julle Moses geglo het, sou julle in my geglo het, want hy het van my geskrywe. Maar as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo? Dis 'n bitterlang gedeelte. Maar hier is my punt wat ek vanoggend wil maak. As jy die Seun het, het jy die lewe. As jy die Seun nie het nie, het jy nie die lewe nie. Hierdie Fariseërs het hulle hele lewe lank gespandeer om lewe te vind. Interessant genoeg, die vroeë kerk, die Fariseërs het gedink, die lewe lê in die Torah, in die wet van God. En solank jy die wet bestudeer en probeer alles doen wat die wet doen, daarin lê die lewe. En Jesus is besig om hulle te sê, die wet eintlik getuig van wie ek is, nie om te doen in 'n sekere sin in die eerste plek om moreel te leef nie, maar om te lewe weer terug waar hulle moes gewees het, Adam en Eva, terug by my in 'n verhouding met my. Julle moet my eer. Weerens, die probleem is nie moreel nie. En soos Poppy hier gesê het, mense is dood goed en goed dood. En daar is soveel mense in die kerk van die Here Jesus vandag, wat dood goed is, maar goed dood is. Want hulle weeg hulle self op, soos Jesus vir die Fariseërs gesê het, wie is goed dood en dood goed, is mense wat eer soek by mense, en nie by God nie. Want hulle weeg hulle self altyd op, teenoor wat ander mense van hulle dink, en wat ander mense van hulle sê. Meeste van ons leef so. As in my swakheid wil ek vir julle sê, ek is meer bekommerd oor wat julle van my dink, as wat die Here van my dink. Maar as ek vasgevang in die wet, wat ek dink by myself, om moreel te leef, gaan mense dan dink, hy is allemaal fine ou. Sny, wie voel so baie keer? Jy sê ook vir jou kinders, luister, jy moet ordentlik leef, hoor, die onderwyser nie kom sê, my arme pa, ons het 5 seuns gewees, en as hy ouer aande, wie is bang vir ouer aande?
Wat se ouers is bang vir ouer ane? Enig iemand hierso? Nee, nou kan jy jou hand opsteek, verstaan jou kinders, my pa is bang vir ouer ane, Jaco. Want hy het geweet as hy terugkom en die juffrou gesê, wie wat, as Fred net 'n bietjie harder werk en niks 'n grap maak van alles nie, dan sal dit ook beter gaan met sy swattings. En dan moet my pa terugkom en sê, ag seuns asseblief, ek is moeg dat ander mense vir my sê, wat my, verstaan, wil jy nie 'n bietjie harder werk en dan sê, vir elke A kan jy R1000 kry, daai tyd was R1000 baie. Nooit gebeur nie, sy geld was syf, verstaan jy? Maar ons is, die probleem is die wet, mense wil die wet onderhou. Hoekom wil jy die wet onderhou? Hoekom wil jy dood wees en goed dood wees? Want jy wil hom eer van mense hê. Jy wil hom hê, mense moet vir jou sê, hy is 'n goeie mens. Nee, dit maak nie saak wat mense dink nie. Ons leef nie in die eerste plek vir mense nie. Ons leef vir God. En dit gaan nie oor moraliteit nie. Dit gaan nie oor 'n paar goedjies wat jy reg doen en 'n paar goedjies wat jy verkeerd doen nie. Dit gaan oor 'n persoon wat jy in 'n verhouding mee staan wat die lewe is. En nie is die bad ding van so 'n lewe, is jy leef nooit nie. Want soos Paulus gesê het, onthou jy Paulus gedeelte in Romeine 7, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. En dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Wat 'n lewe is dit? Dis 'n lewe wat iemand wat in die wet is, want hy probeer die hele tyd goed wees. En hy verstaan nie dat die lewe eintlik lê in 'n verhouding met die Here Jesus nie. Jy eet van die verkeerde boom. Meeste mense in die kerk eet van die verkeerde boom. Hulle eet van die boom van die kennis van goed en kwaad. Hulle lees hulle Bybels elke dag met hierdie een verstaan van die kennis van goed en kwaad. Okay, Here, wat moet ek nou doen? Okay, wat moet ek vandag doen? Nou pluk jy elke keer van daai vrugte. Is daai vrugte lewend? Nee, dit sal jou elke keer dooier maak in jou verhouding met die Here Jesus. Jy sal nie lewe ervaar nie, want jy gaan altyd voel soos 'n failure jou hele lewe lank, want dit gaan nie oor 'n moraliteitsprobleem nie, dit gaan oor 'n verhoudingsprobleem. Vers 28 natuurlik klink soos 'n weerspreking gou. Ek wil hom net gou vir julle let daarop. Hy sê hierso vers 28, moenie hieroor verbaas wees nie. Daar kom 'n tyd wanneer almal in die grafte sy stem sal hoor en sal uitgaan. Die wat goed gedoen het, sal opstaan en lewe, en die wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word. Nou dink jy jouself, ja maar Fred, daar staan dit. Jy weet, dit gaan oor 'n morele kwessie. Ek gaan geoordeel word op wat ek doen. Hier is 'n interessante woord wat voorkom in hierdie gedeelte. Dis die woord van as jy in my lewe. Die Engelse woord vertaal dit eintlik verskriklik mooi. Dis abiding. Dis die woord meno in die Grieks. Dis as jy in my bly. If you abide in me. Het jy al daai woord gehoor? If you abide in me. Jesus sê in Johannes 15 die volgende woorde vir sy disippels. Hy sê vir hulle die volgende. Hy sê as jy in my bly. Wat beteken daai woord meno? Dis 'n verhoudingswoord wat beteken om intiem te verkeer met iemand anderste. As jy in my bly, wat sal gebeur met jou? Hy praat oor die wingerd. Onthou jy daai gedeelte oor die wingerd, tog? Johannes 15. Hy sê as jy in my bly, wat sal gebeur met jou? Jy sal vrug dra. As jy in my bly, sal jy vrug dra. Daarom is hierdie gedeelte nie 'n ding van 'n morele ding van hier is die goeie ouens, hier is die slegte ouens nie. Nee, hoe word jy getoets? Deur jou vrug. Maar jou vrug word nie bepaal deur jou vlees nie. Jou vrug word bepaal deur jou abiding. By wie bly jy? In wie bly jy? Interessant, ek wil julle nou impress met my Griekse kennis, my Griekse proffie sal baie presies vir my op hierdie stadium, maar hierdie tense, julle ken ons tenses, Renalte, jy onderwyser, wat is tense in Afrikaans? Jou, tydsinne, onmiddellik, jou tydsinne, hierdie tydsin is aristos participium. Aristos participium beteken dis 'n lynhandeling wat voortgaande is. Dis nie 'n een moment nie. Dis die wat geleef het op 'n bepaalde manier. Hulle hele lewe kan jy trek. Dis nie 'n oomblik nie, dis nie 'n fotomoment nie. Dis 'n lewe, dis 'n traject van lewe van goed. En dit kom uit 'n lewe saam met die lewe.
Dit kom uit die lewe saam met die lewe. Hier is 'n belangrike deel, en dit is die deel wat ek vanoggend met julle wil los. Dit is 'n lang gedeelte, so ek het nie by alles uitgekom nie, maar hierdie is die gedeelte wat ek dink die belangrike gedeelte is in hierdie hele stuk. En dit is vers 39 tot 40. Julle ondersoek, kom ons lees van vers 38, en sy woord lewe nie werklik in julle nie. Sy woord, wat doen julle, sy woord nie? It doesn't abide in you. Sy woorde doesn't abide in you. Omdat julle nie in die een glo wat hy gestuur het nie. Julle ondersoek die skrif, omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin kry, en dit is juis die skrif wat oor my getuig. Tog wil julle nie na my toe kom, sodat julle die lewe kan kry nie. Hier is die groot mystery van alle tye, vir kinders van die Here is, hoekom het ons die skrif? Hoekom het ons die woord van God? Want in die woord van God leer ons wie Christus is. Wie God is. Hierdie is nie 'n how-to boek nie. Kan ek gou vir julle sê, dis nie 'n antwoordboek nie. Dis nie vir al die antwoorde van jou lewe nie. Jy soek nie, okay, wat sê hy oor, wat sê die Bybel, wat 'n topic? Jy kry mos 'n topical Bible ook. Verstaan, mense lees die Bybel asof dit 'n topical guide is. Jy weet, as jy nou sleg voel, gaan na Psalm 16 toe. Dan voel jy beter. As jy 'n bietjie opgewonde is, gaan na Psalm 34 toe. Ons lees die Bybel so. Want ons dink daarin lê die lewe. Dis so half 'n ding van ons ontdek iets en daarom is mense baie skuldig as hulle nie die Bybel lees nie, want hulle dink by jouself, nou gaan iets slegs gebeur. Ek moet net die Bybel lees. Wie voel so baie keer? Dink mense, ek het nie die Bybel gelees nie. Shavend. Okay, niemand nie. Alright, wonderlik, dan mis ek almal. Party mense dink is 'n lucky charm. Wie dink is 'n lucky charm hierdie Bybel? Jy weet, jy lees op elke oggend en jy dink, ek het my Bybel, touch weet ek my Bybel gelees. Nee, wat is die Bybel? Die Bybel is die openbaring van wie God is, wat lewe is. En dis 'n liefdesbrief wat ek lees, sodat ek in 'n verhouding met hom kan tree. Elke keer as ek die Bybel lees, kyk ek in die oë van Jesus Christus vas. As Jesus die woord oopbreek vir die Emmausgangers, wat doen hy? Hy sê nie vir hulle, okay, hier's 'n paar reëls vir julle. Ek gaan net voor ek myself openbaar aan julle, gaan ek vir julle hierdie paar reëls gee. Wat doen hy? Hy sê, hy begin by die profete. Hy begin met die Torah, die wet en die profete. En dan wys hy hoe elke liewe ding in die Ou Testament op wie van toepassing is. Op hom van toepassing is. Wie eet jy van die boom van lewe as jy die skrif lees met die oog op Christus? Wie hy is, wie God is. En hoe meer jy lees in die skrif van wie God is en wie ek is in terme van die heilige God en Jesus Christus wat my gesterf het. Elke keer as ek Dawid lees, dan lees ek nie van Dawid nie, ek lees van Christus wat die Goliat kon verslaan het. As ek Josef lees ek hoe Josef deur sy broers in die put gegooi is, doodgemaak is en op die einde die lewe gebring het. Dis hoe jy die skrif lees, jy kyk in die skrif in en jy besef dat hy die lewe is, dat hy die volmaakte lewe is en dit maak dat ek in 'n verhouding met hom staan en sê, Here, ek is afhanklik van U, verander my meer en meer na U toe. Verstaan julle die verskil? Julle moet nou die verskil, spot the difference hierso. Die een is, ek lees die Bybel, want ek dink by myself, okay, wat moet ek doen en wat moet ek nie doen nie? Die ander een is, Here, wys my wie U is. Blaai gesaam my na 2 Korintiërs 3 toe. 2 Korintiërs 3. En in dit is daar lewe. In die skrif is die lewe. En die Gees wat in ons woon, is die lewe. Die Gees van Christus woon in ons om lewe te bewerkstellig. Hoor wat hier staan.
is ongelooflik wat hy begin deur te sê, hy sê, hy praat oor Moses, wat die wet ontvang het. En dan sê hy in vers 7, die wet wat in letters op klip gegraveer is, het in heerlikheid gekom. Hierdie heerlikheid wat tog gou sou verdwyn, het op die gesig van Moses so geskitter, dat die Israeliete nie na hom kon kyk nie. As die bediening wat tot die dood lei met soveel heerlikheid gekom het, hoeveel groter sal die heerlikheid van die bediening wat deur die Gees geskied, dan nie wees nie. Die bediening wat deur die mense veroordeel word, het met heerlikheid gekom, maar die bediening waar deur die mense vrygespreek word, oortref dit verre weg in heerlikheid. Die ding is, as jy kyk na die wet, as jy die Bybel lees as 'n morele boek, dis dood. Want jy gaan altyd kortskiet. Dis absoluut dood. Dis eintlik wat die wet doen. Dit herinner ons dat ons iemand moet hê wat die wet volkome kan hou, sodat ons sy geregtigheid ontvang en nie ons geregtigheid nie. Want daarin lê die lewe. Vers 10, ons kan sê dat die heerlikheid van vroeër nie te vergelyk is met die alles oortreffende heerlikheid van nou nie. As wat aan die verbygaan was van heerlikheid gestraal het, veel meer nog sal die blywende van die heerlikheid skitter. Omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met groot vrymoedigheid op. Ons is nie soos Moses wat sy gesig met 'n sluier toegemaak het nie. Dit moes hy doen om te verhinder dat die volk van Israel sou sien dat die ligglans aan die verbygaan was. Hulle verstand was ook toe, en vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak, as hulle die Ou Testament lees, maar die sluier word deur Christus weggeneem, vir iemand wat in hom glo. Maar vandag nog, elke keer as die wet van Moses voorgelees word, is daar 'n sluier oor hulle verstand. Van Moses sê die skrif egter, elke keer as hy hom na die Here wend, word die sluier weggeneem. Die Here beteken hier die Gees, en waar die Gees van die Here is daar vryheid. Ons almal hoor hierdie woorde. Nou moet julle baie mooi luister, as jy niks gehoor het vandag wat ek sê nie, hoor hierdie gedeelte in die Bybel. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Dit doen die Here wat die Gees is. Hier is die amazing deel. Ek begeer my hele lewe Christus in my lewe. In sy Gees. Die lewe lê daarin dat ons in hom bly en hy in ons. En deur sy Gees sal ek vrug dra. En daarom as ek die Bybel lees, doen ek dit met een motief, is om in 'n verhouding met die Here te staan en by hom te wees en in hom te leef en te ontdek wie hy is. Dit is tog algemeen kennis, nee, is dit nie so nie? Toe jy 'n vrou ontmoet het, wil jy tog weet wie sy is? Is dit nie so nie? Jy het begin in 'n verhouding met haar leef, en hoe meer jy tyd met haar spandeer, hoe meer het jy ontdek wie sy is en wie hy is. Is dit nie so nie? Skud net jou kop asseblief op hierdie stadium, nee. Okay, dit is so nie. En jy het agtergekom, Andries, hierdie vrou wil ek trou, verstaan jy, want sy is net amazing. En weet wat die amazing ding is? Toe jy getrou het met haar en jy jou lewe gegee het in terme van vir hierdie vrou en vir hierdie man, toe in jou saam wees, het daar 'n wonderlike ding gebeur. Julle het een geword. En weet wat het gebeur met die eenheid? Jy word verander van heerlikheid tot heerlikheid in die verhouding. Dis 'n liefdesverhouding wat my verander. Dis nie die wet wat my verander nie. Die wet is dood tot ek ontdek dat die wet Christus is. En Here, ek wil soos U wees. Verander my. Dis lewe, my broer en my suster. Miskien sit jy hier en jy het al so lank gewortel en elke keer val jy. En elke keer skiet jy tekort en jy voel asof jy doodgaan in jouself en jou geestelike lewe. Jy voel jy kom nooit daarby uit nie, jy streef na iets en eintlik waar jy na streef is iets wat jy nooit kan behaal nie. Totdat jy ontdek het dat die een wat vir jou gesterf het,
dit volkome behaal het. En dis in sy aangesig wat ons verander word van heerlikheid tot heerlikheid. Dis kom ons die skrif lees. En weet wat vloei uit my lewe uit? Die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees. Ek wil terug gaan na die beeld wat ek gebruik het, want dit is so mooi vir my. Israel is in gevangenskap. Dit is 'n amazing ding. Hulle word deur die slawehandel, deur die Egiptenare geslaan om meer werk te doen en meer. En hulle kan nooit genoeg doen nie. Dis 'n interessante ding, nê? Hierdie beeld van Exodus, ons gaan volgende jaar Exodus doen. Dit gaan 'n amazing journey wees deur Exodus. Maar hier, hulle word geslaan. En dan kom Moses en dan sê hy, laat my volk gaan. En dan sê Farao, nee, ek gaan hulle nie, ek gaan hulle nog erger laat werk. Want baie keer is dit so, nee, is dit nie so nie. Ons is in slawerny, ons is in hierdie band van die slawerny, ons probeer die reg te doen nie, en dan sê die Farao, nee, julle is nie goed genoeg nie, want wie is die accuser of the brethren? Is die Satan, wat elke keer vir jou sê, jy is net nie goed genoeg nie, jy is nie goed genoeg nie, jy moet 'n bietjie harder werk, en dan vat hulle die graan, die gars weg van die ding is om hierdie sement te maak, en dan moet hulle nog harder werk, want dis wat die wet aan jou doen, hy laat jou weer en meer harder werk, op die stadium kom jy uit dat jy so moeg is, en dan sê hierdie gedeelte in Exodus 6 vers 8 die volgende, so 'n mooi gedeelte, dit het Moses toe aan die Israeliete vertel, hy het vertel dat God hulle gaan vrymaak. Nou hoor wat staan daar, maar in hulle moedeloosheid oor die harde werk, het hulle nie na hom geluister nie. Wees moeg gewerk. Jy is moeg. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. My las is lig, en my juk is sag, kom leer van my. En jy sal lewe. Lewe is in hom. In sy aangesig word ons verander van heerlikheid tot heerlikheid. Amen. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend voor U te kan staan in hierdie oggend en te kan weet dat U ons liefhet. Dankie dat U die boom van lewe is. Ons wil eet van hierdie vrug, Vader. Ons wil in die wingerdstok wees. Vader, leef in ons en U. Vader, ons doen dit nie ter wille van die eer van mense nie. Ons wil nie gesien word deur mense nie. Ons wil net weet dat ons in 'n verhouding met U leef. En Vader, U weet van elke liewe struggle wat ons het in ons geestelike lewe. U weet van elke tekortkominge wat ons baie keer ervaar. U weet van elke belydenis. Ag Here, ek is so moeg al baie keer dat ek voor U staan en sê, Here, vergewe my. En dankie dat U ons vergewe. Maar Vader, in hierdie oggend wil ons van die boom van lewe eet. Ons wil in die aangesig kyk van die een wat in die kruis hang. As ons die skrif lees, wil ons sê, Here, wie is U? En geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle is van die boom van lewe. Ons is afhanklik, Vader. Ons wil leef in 'n verhouding met U. Mag U deur die Heilige Gees wat in ons woon, ons verander van heerlikheid tot heerlikheid. Dankie vir U lewe. Ek sê in Johannes 10, ek het gekom sodat julle lewe kan hê en dit in oorvloed. En ek weet hier's baie mense wat hier sit wat al moeg is, Vader. Wat wil opgee. Wat so al probeer het en soveel keer geval het. Ek bid, Vader, dat hulle sal ontdek dat U die opstanding in die lewe is. Mag hulle U woord hoor in hierdie oggend en uit hulle graf uit opstaan. Miskien is hulle moedeloos soos Israel wat in slawerny is. Mag hulle die woord van die Here hoor. Laat my volk gaan. In Jesus naam. Amen.